Kantoorpraktyk in Afrikaans. Kliëntediens en kommunikasie, kliënte se persoonlikheid, die verskillende soorte. Daar's die kenner, die aangename kliënt, die pessimis, die klaar en die tydsame kliënt. Die eienskappe van elke kliënt se persoonlikheid. Die kenner is 'n know-it-all, hulle weet alles. Hulle is intelligent, maar hulle is ook neerkykend, kompeterend en hou van navorsing. Die aangename kliënt is positief, vriendelik, vermy konflik, aanvaar skuld en is huiwerig. Die pessimis is negatief, moeilik om gelukkig te hou. Hulle is ook intelligent, uitgesproke en twyfelagtig. Die klaar is negatief, moeilik, vokaal, onberispelik, haat verskonings. Die tydsame kliënt is besluitloos, versigtig, benodig hulp en is 'n people pleaser. Hy wil net almal gelukkig hou. Die oplossings tot elke kliënt se persoonlikheid. Hoe om elke kliënt te hanteer in 'n werksomgewing. Die kenner, laat toe dat die kenner jou van jou besigheid vertel. Moet dit nie persoonlik opneem nie. Vra, gebruik duidelike stellings en gee opsies vir die persoon. Die aangename kliënt, gebruik ondersoekende vrae as die kliënt net ja antwoord. Verseker die persoon dat jy tevrede sal wees met sy of haar terugvoer. Die pessimis, vir elke positiewe sal die pessimis 'n negatiewe vind. Bly positief en lei die persoon na die goeie van die gesprek. Die klaar, kyk verby die frustreerde klagte en gee aandag aan wat gesê word. Neem notas. Laat die persoon sê wat hy wil sê. Herhaal terug wat jy dink wat gesê word. Die tydsame kliënt. Kyk na die kliënt se behoeftes en gee werklike oplossings. Gee die persoon al die feite van jou produk. Moet nie druk op hul besluit plaas nie. Nou gaan ons oor na lyftaal of liggaamstaal, verwys na die nie-verbale seine wat ons gebruik om te kommunikeer. Hierdie nie-verbale seine maak 'n groot deel van die daaglikse kommunikasie uit. Van gesigsuitdrukkings tot ons liggaamsbewegings. Die dinge wat ons nie sê nie, dit kan steeds volumes inligting oordra. So dit is wat lyftaal is. Nou gaan ons kyk, liggaamstaal kan tussen 50% en 70% van alle kommunikasies uitmaak. Om lyftaal te verstaan, is dit baie belangrik, maar dit is ook noodsaaklik om aandag te gee aan ander leidrade, soos die konteks. In baie gevalle moet jy na die seine as 'n groep kyk, eerder as op 'n enkele aksie te fokus. So lyftaal. 'n Glimlag kan 'n gelukkigheid aandui of as iemand saamstem met iets. 'n Frons kan ongelukkigheid aandui of as iemand nie met iets saamstem nie. Jy kan sê alles is goed en reg, maar jou gesig kan iets anders weerspieël oor 'n sekere situasie. Hier is 'n paar voorbeelde van emosies wat deur die gesig weerspieël kan word. Gelukkigheid, hartseer, kwaad, verras, walging, bang, verward, opgewondenheid, begeerte. Gesigsuitdrukkings nog steeds. Die uitdrukking op 'n persoon se gesig kan help om te bepaal of dit die waarheid is of ons kan glo wat die persoon sê. Die mees betroubare gesigsuitdrukkings is wanneer die ooghare effens lig en 'n fyn glimlag gegee word.
Die uitdrukking wys dat 'n persoon vriendelik is en vertroue in hulself het. Gesigsuitdrukkings is ook een van die mees universele forme van lyfstaal. Die uitdrukking wat gebruik word om vrees, woede, hartseer en geluk oor te dra, is oor die wêreld soortgelyk. Hier's nou 'n oulike prentjie, dis wel in Engels, maar jy's gelukkig, jy's kwaad, jy's hartseer, jy lag lekker. Jy is samesweerig of jy huil. Wanneer lyfstaal geëvalueer word, fokus op die volgende oogsyne: oogkontak, oogknip en piepelgrootte. Oogkontak wat ons gaan bespreek is wanneer 'n persoon direk in jou oë kyk, beteken dat hulle belangstelling toon en geïnteresseerd is in wat jy sê. Alhoewel verlengde oogkontak kan intimiderend wees. Wanneer iemand die hele tyd wegkyk of oogkontak breek, kan dit beteken dat hulle nie belangstel nie, omdat hulle ongemaklik voel of hulle werklike gevoelens weg te steek. As jy oogknip om jou oë te knip is normaal, maar wanneer dit in oormaat gedoen word, kan dit beteken dat hulle onderdruk is of ongemaklik voel. Wanneer 'n persoon te min sy oë knip, kan dit beteken dat hulle dit intentioneel doen om 'n ander tipe emosie te probeer uitdruk. Byvoorbeeld, 'n pokerspeler mag minder sy oë doelbewus knip, omrede hy doelbewus probeer om onopgewonde op te tree oor die hand wat hy gedeel is. Piepelgrootte kan baie subtiele nie-verbale kommunikasiesein wees. Terwyl ligvlakke in die omgewing piepel-dilatasie beheer, somtyds kan emosies ook klein veranderinge in die piepelgrootte maak. Byvoorbeeld, jy mag al van die gesegde gehoor het, slaapkamer oë. Dit beskryf die kyk wat 'n persoon vir iemand anders gee wanneer hulle aangetrokke is tot die persoon. Hoogs geidealiseerde oë kan byvoorbeeld aandui dat 'n persoon belangstel in iemand of opgewek voel. Nou kom ons by respek. Respekteer persoonlike spasie. Grensoortredings kan verdeel word in die volgende kategorieë: aggressief, passief-aggressief of per ongeluk. Respekteer persoonlike spasie. Fokus op respek. Onthou dat almal gedagtes, drome en opinies het. Almal wil gehoor word en in ag geneem word. Luister klaar. Luister na 'n ander persoon met die doel om hulle 100% te verstaan. Wag tot die persoon heeltemal klaar gepraat het. Haal asem en reageer dan. Jy sal spasie maak vir die ander persoon om hulle opinie te gee en ook weg te kom van oorreageer oor iets. So luister na verbale aanduidings. Partykeer kan dit baie reguit en eenvoudig wees, soos deur te sê: ek voel ongemaklik om by jou te sit, of ek het jou al gevra om te klop. Ander kere kan dit moeiliker wees, byvoorbeeld die persoon sal die onderwerp vinnig verander. Gee aandag aan lyfstaal. Lyfstaal spreek soms duideliker as woorde. Indien iemand se arms gevou is waarmee jy praat, kan dit aandui hulle is nie geïnteresseerd in wat jy sê nie. As iemand elke nou en dan 'n tree weggee, kan dit wees dat hy voel dat jy in sy persoonlike spasie is. Elke persoon is anders en sal anders optree. Jy kan hierdie verskillende grense respekteer deur volledig te luister en aandag te gee aan die verbale en nie-verbale leidrade. Sterkte julle, leer hard en ek weet julle kan dit doen.